Ons is besig met ons reeks Wie is die regte Jesus? En miskien wil ek dalk net hier staan. Dit was heerlik om vir Rickert laasweek hier te gehad het. En ek weet nie of van julle weet nie, maar die eerste diens en die tweede diens is nie dieselfde nie. Ok, so as jy laasweek hier was met die eerste diens, dan het jy die tweede diens gemis. As jy hier was vir die tweede diens, het jy die eerste diens gemis en jy kan albei gaan kyk, hulle is albei daar. Maar die vraag was nooit gewees, wie is Jesus vir my nie? En ek dink ons maak 'n fout om te vra, maar wie is Jesus vir my? Want ek is nie die bepalende faktor van wie Jesus is nie. Wie van julle die laaste 15, 20 jaar gegroei in jou geloof? En as iemand vir jou sou vra, wie is Jesus, sou jou antwoord nou anders lyk as dalk 20 jaar terug. En veral vir die wat dalk onlangs die Here leer ken het, hier is die punt wat ek probeer maak is. Die regte vraag is nie, wie is Jesus vir my nie. Die regte vraag is, wie is die regte Jesus? Wie is die regte Jesus? Want die eerste vraag is 'n subjektiewe vraag. Wie is Jesus vir my? Wat beleef ek? En wat gaan ek met Jesus maak? Maar die tweede vraag is, wat sê die woord? Wie is Jesus? En vriende, as ek hierdie ding wat ek nou sê, wil ek jy moet dit baie ernstig opneem. My ervaring is nie die waarheid nie. Wie van julle het dit al opgetel? Wie van julle het al 'n misverstand gehad? Jy het iemand verkeerd gelees. Iemand het iets gesê en jy het dit verkeerd verstaan. Man, steek op julle hande, julle weet goed. Okay? Almal van ons gaan hier seker goed, jy lees 'n ding verkeerd, want jy sien dinge nie soos wat dit is nie, jy sien dit soos wat jy is. En die probleem is, as jy, as my, wat ek beleef van die Here Jesus, die bepalende faktor is, loop ek die risiko om 'n geloof te hê wat die heeltyd wipplank ry en skibreek lê. En die Here wil dit nie hê nie, en daarom moet ek 'n vastigheid hê, dan moet 'n sentrale punt wees, wat 'n absolute waarheid is, en dis die woord van God. En hier moet julle nou sê amen. So ons kom by deel 6, Openbaring 1 vers 15, lees ons, sy voete was soos geelkoper wat in 'n smeltoon gloei. Dit het Rickert laasweek hanteer. Ons gaan aan met vers 15, wat sê, en sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. Jean, is jy reg vir my? Hierdie is die Victoria Falls. En ek weet nie wie van julle was al by die Victoria Falls gewees nie, maar as jy al by die Victoria Falls was, of selfs by die see was, sal jy agterkom, dat wanneer iemand praat, terwyl die water druis, kan julle nie hoor nie, en hulle moet al harder praat, het julle dit al agtergekom, en maak nie saak hoe hard jy praat nie, die gedruis maak nie jou ore seer nie, so jy besef nie hoe hard dit is nie, dis eers wanneer die gedruis ophou, wanneer jy besef hoe hard die gedruis werklik is. Stem julle saam? So die punt wat ek vanoggend wil hê is, ek wil hê jy moet dit in gedagte hou, dat toe Johannes Jesus hoor, toe sê, as Jesus praat, kan jy niks anders hoor nie. Dis al wat jy hoor, dis soos hierdie groot gedruis van watermassas, as Jesus praat. Is dit nie wow nie? Is dit nie wow nie? Wanneer Jesus praat, dan word die ganse skepping stil. Dit verdwyn op die agtergrond. Die probleem wat ons vandag het, en ek praat nie van al buite nie, ek praat hier binnekant, en dit kan my en jou probleem wees, sonder dat ons dit weet, ons het 'n tailor-made Jesus. Ons het 'n tailor-made Jesus wat by ons pas. Ons het 'n tailor-made Jesus wat ons in ons sak saamdra, 'n beeld of 'n idee van Jesus wat ons kan uithaal in ons dag van nood, maar ons besef nie wie hy werklik is nie. Nou al hierdie beelde is goeie en is regte beelde, dit het hulle plek. Ons gaan nou die Kerstyd ingaan. En Tessa, waar sit jy? Ek het die poppekas gemis, ek het nie 'n slide nie, dis die 6de Desember, 7de Desember, het ons 'n poppekasse, en ek aanvaar dis 'n Kersfees storie daar, het ons 'n Kersfees vir al die kinders, so as jy kinders het, moet hulle daar wees. Hoe's dit vir 'n spesiale advertensie daai, Tessa? Maar jy weet so, dis reg, ons moet praat oor Kersfees, dis belangrik, want Jesus het gekom as 'n baba, en wie van julle hou van Kersfees? Ek hou van Kersfees, dis heerlik. Ek het gisteraand het ons liggies aangesit, hulle flikker. Elke keer gaan maak ek haar draai, kyk. Ek het onthou julle die poppe wat ons hier voor gehad het? Ek het hulle huis toe gevat, weet julle wat gaan ek doen? Ek gaan op my stoep, gaan ek 'n Kerstoneel opsit.
van 'n Josef en Maria en 'n baba, en ek weet jy gaan 'n bord opsit wat die mense kerk toe nooi. Dink julle dis 'n goeie idee? Ek hou van Kersfees, dis lekker. Ek geniet dit. En ongelukkig partykeer vir die verkeerde redes, want ons hierdie buzz en dis Kaap. Ek dink nie ons 'n lekkerder plek in die wêreld as die Kaap Kersfees nie. Wie van julle maak net 'n draai by die waterfront net vir goeie julle is te gewoond aan die Kaap. Ons ex-falies, ons hou van die, miskien praat ek vir myself. Maar dis Kersfees, maar dan kom ons by Goeie Vrydag, en weet julle, Goeie Vrydag is altyd vir my swaar. Ek weet nie of julle dit ook so beleef nie. Weet julle, as ek deur my preek gaan, keer op keer kan ek nie keer dat die trane oor my wang rol, wanneer ek diep bewus word van wat Jesus vir ons kom doen het nie. En dan opstanding is daar die oorwinning, en dan die hemelvaart vier ons ook hierso, en dis alles spesiale geleenthede. Maar soos ons keer op keer vir mekaar gesê het in hierdie reeks, dis nie wie Jesus en nou is nie. En dit is hoekom Jesus homself openbaar aan Johannes, sodat ek en jy kan weet wie Jesus nou is, sodat ek en jy kan weet hoe Jesus nou is, en dit sal my lewe beïnvloed, nie wat ek dink en wie ek dink Jesus is nie, maar wat die skrif leer, wat Johannes vir ons beskryf, dit is wie Jesus nou is. So ek wil vir jou help om 'n nuwe beeld van Jesus te kry, as jy dit nog nie het nie. Dat jy 'n groot beeld het, wat Jesus is werklik God, ons gaan vanoggend weer daarna kyk, dat jy daardie ontzagwekkendheid het vir die Here Jesus om te besef, Johannes 1, Openbaring 1:6 sê, hy is die Almagtige, dat jy daai asemrowende effek sal hê, om te weet, ons Here Jesus is vol van God se heerlikheid, ons gaan nou ietsie daaroor sê, maar dat daar ook daardie angswekkende gevoel is, net soos die profete van ouds en Johannes, dat hulle ontmoeting met Jesus het en weet, ek, mens is 'n sondaar, ek kan nie regop staan in die Here Jesus se teenwoordigheid nie, hy's net te groot en te heilig vir my. Amen. Okay, so die beste beskrywing, dink ek, is in Openbaring 1:16, wat sê sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. So ek wil jou beïndruk met wie die Here Jesus is. Ek wil hê jy moet hier uitstap en sê, wow. Ek bid so dat die Here met hierdie reeks vir jou help, dat jou geloof nie wipplank ry, dat dit nie wie is Jesus vir my is nie, maar wat sê die woord oor Jesus. Stem julle saam? Nou okay, met dit in gedagte, kom ons staan, want julle wil tog nie my storie hoor nie, julle wil die woord hoor. Is ek reg? So kom ons staan, u storie is reg vir my. Kom ons hou ons Bybels lekker hoog in die lug en sê lekker hard saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem. Jy kan vanoggend oopmaak by Esegiel 43. Esegiel 43 vanaf vers 1 tot 4. Terwyl jy blaai, ek gaan in die 83 vertaling, wil ek net weer vir almal aanlyn sê, baie welkom. Is heerlik om in jou huis te wees. En as jy ooit in die area is, kom sê vir ons hallo. Oom Simmy, waar is oom Simmy? Oom Simmy, waar is? Al die pad van Calvinia. 'n skaapboer, welkom vanoggend hier oom. Een van ons aanlyn mense wat vanoggend hier is. Is heerlik om oom ook vanoggend hier te hê. Esegiel 43 vers 1 tot 3. Nou net vir julle gaan gou die parallel vertel tussen Esegiel 43 en Openbaring 1. In Esegiel 43, dis eintlik so 8 hoofstukke Openbaring wat Esegiel het. En hy beskryf hoe die tempel die eerste keer vernietig is. En hoe die volk weggevoer is in ballingskap. En die Here sê, daar kom 'n dag wat ek my volk wil herstel. Daar kom 'n dag wat ek die tempel gaan herstel. Nou, met dit in gedagte, hierdie was omtrent so 573 voor Christus, Johannes skryf so 90 na Christus, en raai wat het gebeur met die tempel? Hy's weer eens vernietig, 70 na Christus. En dieselfde beskrywing wat Esegiel het van God, beskryf Johannes van Jesus. Die tempel is vernietig, die wêreld is aan die brand, alles is stikkend, die parallelle is so duidelik, maar die boodskap is groter. En lees saam met my. Esegiel skryf, daarna het die man my na die poort toe gebring, wat oos gekyk het. Daar sien ek toe die magtige verskyning van God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die Here was soos die gedruis van
baie waters, en sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Sy voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn, sien julle die parallel? Die gesig wat ek gesien het, het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het toe ek die verwoesting van die stad moes aankondig, en ook die gesig wat ek by die Kebar rivier gesien het. En wat dink julle was sy reaksie? Ek het platgeval. Ek gaan baie vanoggend maak oor die platval gedagte. Ek gaan baie maak daarvan, en ek wil hê jy moet kophou daarmee, soos ek daarna verwys, weet ek het jou gewaarsku. Openbaring 1:15 sê, sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassas. En ek wil 'n bietjie praat oor Jesus se stem spesifiek, en ek gaan dalk nie die geleentheid hê om dit verder te vat nie, maar ek wil hê jy moet oplet, sommer vir interessantheid, dat ons lees, Jesus se stem is die gedruis van groot watermassas, en dan die volgende verses, dan lees ons die 7 sterre in sy hand, was die 7 predikante, en dan daarna lees ons uit sy mond het 'n swaard gekom met 2 snykante. Nou Dr. Rudy is volgende week hier van die Gideons, en dan praat hy met ons oor die swaard wat uit die mond uitkom, maar dit is baie interessant dat Jesus gee die woord vir Johannes, wat dit moet gee vir die 7 sterre, wat die 7 predikante is, wat die besonderse verantwoordelikheid het om die woord van God aan die gemeente te bring. En wanneer Johannes dit posisioneer, dan posisioneer hy dit tussen Jesus se stem en Jesus se mond, wat tog verband hou. En hy sê tussen dit, die predikante is die spreekbuis. En dit vul my met groot ontzag om te besef, ek is verantwoordelik om die woord suiwer aan jou te bring. Ek staan verantwoordelik teenoor die Here Jesus om seker te maak die woord word suiwer verkondig. Nou, ons praat vanoggend oor Jesus se stem, wat moet ons weet, en die van julle wat skryf, dis nou die tyd om te skryf. Die eerste ding wat ons weet van Jesus se stem, wat dit vir ons kom leer is, dat hy God is. En hierdie is kern tot die evangelie, kern tot ons geloof. As ons hierdie ding skeef kry, val ons geloof uit mekaar uit. Want as Jesus nie God is nie, dan kon hy nie vir ons gesterf het in ons plek nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie daarna. In Lukas 9 vers 35 lees ons dat die Vader van sy seun praat. Dis God wat van sy seun praat, en hy sê, dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Wat moet ons doen? Ons moet luister. Ons moet luister. So sien julle, dit hou verband met die stem. Johannes 10 vers 30 sê Jesus, ek en die Vader is een. Ons is een. Nou oké, wat beteken dit? Eerste ding wat dit beteken het, hulle is een in wese. God die Vader is God, en Jesus die Seun is God. Dis waar ons kom met die God drie eenheid. Nou ons gaan nie nou daar praat nie, net jy weet. Dit beteken ook, hulle is een in mag. Nou Johannes 1 vers 1 tot 3, lees ons, in die begin was die woord was by God, die woord was self God, en later aan lees ons, en die woord het vlees geword. Okay, eenheid in mag, Matteus 28 vers 17 sê Jesus, en wanneer ook al jy die passiewe vorm in Matteus hoor, onthou, Matteus skryf vir Jode, en Jode het aktief probeer om God se naam nie te gebruik nie. So hulle gebruik met passiewe, soos byvoorbeeld, klop en vir jou sal, dis 'n passiewe vorm. Wie gaan klop? Ons. Wie gaan oopmaak? God gaan oopmaak. So dis 'n passiewe vorm. En in Matteus 28 vers 17 sê, aan my is al die mag gegee. Wie die mag vir hom gegee? Die Vader het dit vir hom gegee. En dan eenheid en doel. Johannes 5 vers 19 sê Jesus, ek doen niks uit my eie nie. Ek doen net wat ek die Vader sien doen. So die eenheid wat ons sien hier is dat Jesus so noue verhouding met sy Vader het, dat hy niks doen buite sy Vader nie. Hulle twee is een. Daar moet nie twyfel by jou wees oor wie Jesus is nie. Daar's mense wat van huis tot huis loop, en dan sal hulle met jou praat oor Jesus, hulle sal by jou deurkom, hulle sal met jou kom praat, en dan sal hulle vir jou sê, maar jy moet deel word van hulle kerk, en die rede hoekom jy moet deel word van hulle kerk is, want jy moet werk vir jou redding. Sien, as Jesus nie God is nie, hoe kry jy redding? Is jy moet werk daarvoor. Deur reëls wat deur mense opgemaak is. En dis hoekom dit belangrik is dat ek en jy nie moet twyfel aan die godheid van Jesus nie. Die skrif leer dit deur en deur. In Handelinge 5 vers 29 praat die apostels van Jesus en hulle sê, Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Wie het vir die disippels die opdrag gegee?
Wie het vir die disippels gesê, Matteus 28 vers 18 tot 19, gaan na al die nasies toe? Wie het vir hulle gesê? Jesus. Wat sê Petrus? Aan wie moet 'n mens gehoorsaam wees? Aan mens of aan God? So dit impliseer. En Petrus se gedagtes was dit daar was geen twyfel daaraan dat Jesus God is nie. Lukas 6 vers 46. Watter sin sê Jesus? Sê dit dat julle my Here, Here noem, maar julle doen nie wat ek sê nie. So as ek en jy vanoggend hier sit en ons praat van die Here Jesus se stem wat druis soos 'n groot watermassa, dan staan 'n vraag wat in die lug hang, wat is ek besig om met Jesus te maak in my lewe? Wat is ek besig om met Jesus te maak? Hanteer ek hom soos my God? Dis die vraag wat ons moet hanteer. Of het ek 'n tailor-made Jesus wat ek eintlik maar net inroep wanneer ek hom nodig het? Die Vader het gesê ek moet luister na Jesus. Okay, dit bring ons by die tweede ding. Wat moet ons weet van Jesus se stem? So eerstens, Jesus is God, luister na hom. Julle moet dit eintlik agter my aan sê. Okay, so Jesus is God. Okay, julle het dit. Nommer 2. Jesus het absolute autoriteit. Hy het absolute autoriteit. Daar's niks autoriteit wat hy nie het nie. Daar's nie 'n plek, 'n vierkante millimeter waar hy nie die finale sê het nie. In Filippense 2 vers 9 tot 11. En volg die vers met my. Kyk na die dele wat ek onderstreep het. Daarom het God hom, dis die Here Jesus, ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke naam. Sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde, onder die aarde is, die knie sou buig. Onthou julle wat het ons gesê beteken die band om sy bors dat hy koning is. En as hy die koning is, as ek sê, my knie buig, en my tong bely, dat hy Here is, dan beteken dit, ek behoort aan hom. Nou, ek wil net gou by jou hoor, behoort jy werklik aan die Here Jesus vanoggend? Wie kan amen sê daarop? Want dan beteken dit, my knie moet buig. En my tong moet bely. Nou, as ek sê my knie buig, dan is dit nie net 'n gebaar van aanbidding nie. Dis 'n houding waarmee ek lewe. Dis 'n houding van gehoorsaamheid om te sê, luister, ek is gekruisig. Wat ek wil hê in die lewe is nie so belangrik soos God se wil nie. Daar's iemand na wie ek moet luister en dis die Here Jesus. So hier moet ek my eie hart ondersoek. Wat het ek gemaak met Jesus? Wat het ek gemaak met Jesus? Want sien, sonder dat ek dit weet, het ek dalk 'n Jesus gemaak waarmee ek gemaklik is. Toe ons 2 weke terug gepraat het oor Jesus wat self die parskuip trap en die bloed lê teen sy kleed. Wie van julle sou herken ek is 'n bietjie ongemaklik met daai beeld? Ek is ongemaklik dat daar 'n Jesus is wat hardhandig werk. Ek is ongemaklik met die idee dat daar 'n Jesus is wat gaan oordeel en sê daar's werklik 'n verlorendheid. Daar's werklik 'n hel. Ons hou nie daarvan nie. En sonder dat ons weet, maak ons vir ons 'n Jesus, 'n beeld van Jesus waarmee ek gemaklik is. 'n Beeld van 'n mak en 'n kalm Jesus, of dalk hierdie intieme, liewe Jesus. Nou, hoorie, ek wil niks afbreek en niks afmaak in jou hart nie. Wat ek net wil hê julle moet weet is, toe Johannes vir Jesus sien, en as dit die beeld is van Jesus wat ek in my hart het, dan as Jesus praat, my pa het gesê, as ek praat, staan jy op aandag. Okay, wie van julle het sy pa het ook dit gesê. Ons het op skool gesê vir iemand, hoor, as jy met my praat, staan jy op aandag en jy praat in hoofletters. Weet ek, is belangrik as ek aankom. En dis grappenderwys te sê, maar wanneer ons kom by die Here Jesus, moet daar 'n absolute ontzag wees. Ek kan nie bekostig om 'n beeld van Jesus te hê wat ek vir myself bymekaar gemaak het nie. Dis niks anders as 'n afgod nie. En ongelukkig, as ek net die ene helfte van Jesus vashou, dan is dit wat ek het. Ek het 'n afgod. Een wat nie autoriteit het oor my lewe nie. En hier sou ek dit doen. Kom ons gaan terug na die kniebuig. In watter area van my lewe is ek nie besig om die knie te buig nie? In watter area van my lewe het Jesus nie die finale sê nie? In watter area het die Heilige Gees al vir my keer op keer uitgewys, hierdie lyk nie soos Jesus nie, maar ek gaan steeds op daai pad, want ek het vir my 'n liewe Jesus, 'n Jesus wat alles aanvaar, 'n Jesus wat sê, dis okay. Jesus se woorde aan ons is, as jy agter my wil aankom, moet jy jou kruis opneem, wat beteken, daar mag niks van my oorbly nie, en my volg. In Esegiel 32 vers 2 lees ons, sy magtige verskyning het die hele aarde verlig.
Wat het hy gedoen? Hy het platgeval. Hy het platgeval. Die parallel in Openbaring 1:17, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Sê gou vir my, wie van julle het al so oorweldigende ervaring gehad? Dat jy net heeltemal oorweldig is deur die omstandighede waarin jy is. Wie van julle het al so ervaring gehad? Dis wat Johannes beleef. Dis wat Johannes beleef toe in Jesus se teenwoordigheid is. Hy het net platgeval en bly lê soos een wat dood is en jy kan sê, maar Johan, jy maak nogal baie hiervan. En ek wil, maar ek voel nie ek maak genoeg daarvan nie. Want ek dink as hierdie ding kan klik van die Here Jesus, as ek nou in sy teenwoordigheid is, as ek werklik weet wie hy is, I will not be able to stand. Dit sal my oorweldig. Dit sal my oorweldig. As ek net kan begryp hoe groot, hoe roemryk, hoe wyd die heerlikheid van Christus is, dan sal ek ook in sy teenwoordigheid neerval. Hoekom sê ek vir julle hierdie goeters? Hoekom hamer ek so daarop? Want ek wil hê jy moet hoor hoe groot jou Jesus is. Ek wil hê jy moet 'n diep ding in jou hart hê. Hier is dit maklik. Ons sing lekker en ons is diep bewus en die wêreldse goeders is daar buite. Ons voel veilig hierso. Maar as ons hier uitstap, kan ons nie 'n klein Jesus in ons hart hê nie. Ek het al gehoor hoe mense sê nee man, die wêreld daar buite is dit die regte egte wêreld. Hier binne is dit boeke kennis. Dis iemand wat nie weet hoe groot sy Jesus is nie. Ek het dit regtig gehoor. Waarom is dit so belangrik? Want Jesus het absolute autoriteit oor alles, maar ook oor my. En dis hoekom dit belangrik is, dat ek vanoggend moet weet, ek kan nie daar buitekant lewe, soos wat ek wil, en Jesus my Here noem nie. Ek kan nie daar buite doen wat ek wil, en hier kom sê Here, Here nie. Jesus sê dit. Hy sê, waarom noem julle my Here, Here, maar julle is nie gehoorsaam nie. En daarom moet ek altyd my hart ondersoek om te sê, Here, ek weet jy het autoriteit oor alles, maar waar is my eie hart vanoggend? Ek moet myself heeltemal aan Jesus onderwerp. My hart, my planne, my doel, my hele lewe. En ek moet hierdie ding vra, ek moet diep hartsondersoek doen. En nou, ons praat oor die Here Jesus se stem, wanneer hy praat, dan kan niks anders deurkom nie. Dan sit ek in Jesus. Aanvaar ek sy autoriteit. Dit bring my by die laaste ene. So Jesus se stem, wat moet ons weet? Jesus is God, ons moet luister. Tweede ene is, Jesus het absolute autoriteit. Wat moet ons doen? Ons moet onsself onderwerp. Nou kom ons by die derde ene. En hier is my dalk die mooiste. Hier is nou eintlik my hoogtepunt. Ek hoop ek kry dit reg om die hoogtepunt die uit te dring. En dit is, Jesus stel ons op. Jesus stel ons op. Nou, hy stel die voorbeeld met Johannes. Hoor wat gebeur. So, ons weet, Jesus is die volle heerlikheid van God. Hy is die volle vors. En hoor jy, daai woord vors, het ek regtig mee gesukkel. Moet ek hom 'n V maak of moet ek hom 'n F maak? Weet julle hoe het ek gesukkel? Want albei is geldig. Die een gaan oor sy mag en sy krag en sy vors waarmee hy beweeg en die ander gaan oor wie hy is. Hy is die prins, hy is die koning, hy is die vors. Okay, maar piek maar een en sê myself wat jy daar wil in hê. Okay, hy is die volle uitvoerende autoriteit van God. Wanneer God die Vader iets gedoen wil hê, dan sê hy vir sy seun, skep. En dan het Jesus geskep. Ek sukkel om 2 houtplankies in mekaar te sit en 'n kassie te bou. En dis waar, verstaan julle hoe groot en hoe magtig is Jesus? Jesus is self God. En nou lees ons in Openbaring 1:17 tot 18. Toe ek hom sien, het ek by sy voete. Okay, dit het ons nou gehad. Dink julle ons het vanoggend genoeg hieroor gepraat. Maar hoor wat gebeur volgende. En ek het bly lê soos een wat dood is. Nou dis wat Johannes doen. Maar hoor wat doen Jesus. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. So wat doen Johannes? Johannes val neer soos 'n dooie. Johannes was oorweldig oor die Here Jesus se teenwoordigheid. Johannes, ons kan redeneer, hy was bang, want dit wat hy gesien en beleef het hy nog nooit gesien en beleef nie, en dis hoekom hy so reageer. En wat doen Jesus? Jesus vat aan Johannes. Sê vir my, het jy al beleef as iemand aan jou vat? Het jy al beleef as iemand aan jou vat? Jy kan in iemand se vat, se houding agterkom. Die van julle wat kinders was, jy kan in jou ma se vat agtergekom het. Mans, as jou vrou in jou vat, dan jy weet. Jesus vat aan Johannes. En hy vat nie net aan hom nie, hy vat met sy regterhand.
Nou, ek wil jou uitdaag, die van julle wat toegang het tot 'n konkordansie, ek wil jou uitdaag. Gaan kyk hoeveel kom die woord linkerhand voor. En as dit altyd soos, iets soos, nee, maar dit was net in sy linkerhand, dit is net so by the way. Dan gaan kyk jy hoeveel keer kom die regterhand voor. Dan gaan kyk jy hoeveel keer praat dit van God se regterhand. Dit praat altyd van 'n gesagsposisie, 'n magsposisie en 'n posisie van guns. Jesus, hier is Johannes, hy het nou net hierdie ontmoeting met Jesus gehad, en Jesus vat met hom, met sy regterhand, en hy sê vir hom, Johannes, moenie bang wees nie, dis ek. Dit mag wees dat jy vanoggend 'n behoefte het, dat Jesus net aan jou kom raak, vir jou sê, moenie bang wees nie. Jy dalk vanoggend 'n behoefte, dat daar aan jou gevat raak, met daai liefde, daai sagtheid, daai teerheid, daai intimiteit, en vir jou sê, my kind, moenie bang wees nie, dis ek is by jou, dis ek wat vir jou omgee, dis ek wat hier is vir jou. Julle, ek het baie moeite vanoggend gedoen om Jesus se onsagwekkende, glorieryke heerlikheid vir jou te beskryf. Ek probeer die moeite doen met hierdie reeks, dat jy 'n groot idee het van Jesus, want ons het baie kribprentjies, ons het baie kruisprentjies, ons het baie opstandingprentjies, ons het baie hemelvaartprentjies, maar ons het nie baie openbaringprentjies nie. En ek is bang, ek en jy is vergiftig in ons geloof, dat ons 'n klein idee het van liewe Jesus. Nee, jou Jesus is nie 'n liewe Jesus nie, hy is die magtige van God. Want as hy opdaag, bly almal stil. As hy opdaag, net deur sy teenwoordigheid, sal elke knie buig en elke tong, gelowiges en ongelowiges, gaan sê, hy is werklik die Here. Dis hierdie Here Jesus, wat vanoggend aan jou wil kom vat en sê, dis ek. Moenie bang wees nie. Ek is lief vir jou. Vanoggend wil ek half en half in jou hart hê, dalk moet jy toelaat dat Jesus aan jou kom vat, dalk moet jy vanoggend kom toelaat dat Jesus jou kom herstel, en dat hy vir jou kom sê, hey, kom ons maak dit werk, kom ons kom deur hierdie ding, kom ons genees dit. Ek wil jou net huis toe stuur met hierdie een vraag, wat maak jy met Jesus vandag? Wat is jy besig, wat is ek en jy besig om met Jesus te maak? En vanoggend, as ek jou kan huis toe stuur met hierdie een ding, met hierdie gedruis van Jesus en sy stem, dan moet jy dink aan daai groot watermassas wat ons nou na gekyk het. En in kere wat jy dalk was, dan moet jy weet, dis die Jesus wat jy dien. Maar dit is hy wat in jou vanoggend wil kom raak. Kan ek vir jou bid? Vader, ek kom dankie vanoggend. Ek kom dankie vanoggend dat ons weet, ons Here Jesus is nie een wat nie medelee het met ons nie. Vader, ons is besig om stukkie vir stukkie deur hierdie openbaring te werk van hoe groot die Here Jesus werklik is. Ag Vader, ek kom pleit sodat U deur die Heilige Gees vir ons 'n oortuiging sal gee dat daar geen kompromie in ons hart sal wees nie. Dat ons met volle oorgawe U sal dien. Maar Here, daar waar ons dit nodig het, daar waar van ons soms bang raak en angstig is en eensaam voel en stikkend is, dat ons ook sal kom beleef hoe die Here Jesus met sy regterhand aan ons kom raak en sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Kom seën vir ons in hierdie oggend, ons bid dit in Jesus naam, amen.